'n mens sal baie ver gaan om nie te erken dat jy verkeerd is nie. Jy sal redeneer, jy sal verskonings maak, jy sal ander mense beskuldig, jy sal selfs die waarheid verdraai, net om nie te erken dat jy verkeerd is nie. Hier in Markus 3 sien ons hoe ver die Fariseërs gegaan het, omdat hulle nie wou erken dat hulle verkeerd is nie. Eerder as om voor Jesus te buig, het hulle van hulle self sy vyande gemaak. Goeienaand, baie welkom by ons aandgodsdiens. Ek vertrou dat jy 'n goeie naweek gehad het en dat die maandag jou ook goed behandel het. Vanaand gaan ons voort met ons skriflesing uit die Markus Evangelie en ons begin vanaand met die 3de hoofstuk, Markus 3, vanaf vers 1 tot en met vers 6. Jezus het weer na die sinagoge toe gegaan. Daar was 'n man met 'n gebreklike hand. Die Fariseërs het vir Jezus dopgehou om te sien of hy hom op die Sabbatdag sou gesond maak, sodat hulle vir Jezus daaroor kon aankla. Hy sê toe vir die man met die gebreklike hand, staan op hier tussen hulle. Daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbatdag goed doen of kwaad doen, iemand red of doodmaak? Hulle het egter niks gesê nie. Hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek jou hand uit. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Die Fariseërs het uitgegaan en dadelik met die Herodiane 'n komplot teen Jezus gesmee om hom om die lewe te bring. Hier eindig ons skriflesing. Gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit glo. Die konflik in hierdie gedeelte begin nie eers hier in die sinagoge nie. Reeds in die voorafgaande gedeelte het die konflik begin toe die Fariseërs Jezus se disippels by hom aankla omdat hulle op die Sabbatdag koringare pluk om te eet. Die Fariseërs het rondom God se Sabbatsgebod 'n hele stel reëls opgebou oor wat jy mag doen en wat nie. Menslike reëls wat toe later sommer godsdienstige status begin kry het. Want so het hulle geglo, beskerm hulle die wet van die Here. So sorg hulle dat die wet van die Here nagekom word. Maar God se eintlike bedoeling met die Sabbat het hulle glad nie verstaan nie. En nou het hulle uitleg en hulle reëls vir hulle so belangrik geword, dat hulle nie meer bereid was om reggehelp te word nie, selfs nie eers deur die Seun van God nie. Aan hulle het Jezus verklaar, die Seun van die mens is Here ook oor die Sabbat. Dit het hy in die voorafgaande gedeelte gesê. Daarmee sê hy dat God die bedoeling en die betekenis van die Sabbat bepaal, nie die reëls van mense nie. Die Sabbat behoort aan hom. Nou dit was 'n geweldige ding om vir die Fariseërs te sê wat so gesteld was op hulle eie reëls oor die Sabbat. Mense wie se reëls al gaandeweg vir hulle belangriker geword het as die God wat hulle met daardie reëls wou dien. Hulle kon dit net nie aanvaar nie. Daarom word hierdie man met die gebreklike hand daardie oggend in die sinagoge die toets. Daar in die sinagoge hou hulle Jezus dop om te sien wat hy gaan doen. Gaan hy in stryd met die Sabbatswette hierdie man se hand op die Sabbatdag genees, of gaan hy die Sabbatswette gehoorsaam? Hulle stel niks belang in hierdie man se nood nie. Nee, al wat hulle wil sien gebeur, is wat gaan Jezus doen, want as hy net hierdie man se hand gaan genees, dan gaan hulle hom aankla dat hy homself bo die Sabbatswette stel. Hulle is nie hier in die sinagoge om die woord van die Here te hoor nie. Nee, hulle kom soek net iets teen Jezus. Hulle wil net 'n saak teen hom maak. Maar Jezus wil hulle valse bedoelinge ontbloot. Daarom vra hy vir hulle, sê julle bietjie vir my, wat is reg om op die Sabbatdag te doen? Goed of kwaad? Om iemand te red of om iemand dood te maak? Die antwoord was tog voor die hand liggend. God het nooit die Sabbatdag gegee om barmhartigheid
te verbied nie. Die rusdag moes aan die mense iets duidelik maak van God se goedheid en sy verlossing en sy ontferming en sy voorsiening. Maar met hulle skeefgetrekte reëls het die Fariseërs nou al blind geraak daarvoor. Daarom bly hulle stil, nie omdat hulle nie die antwoord geken het nie, maar bloot omdat hulle dit nie wil erken nie. Hulle weier om dit te erken. Om te antwoord sou beteken dat hulle sê, Jesus is reg en ons is verkeerd. Hy is die Here en ons moet voor hom buig. En voor hom wil hulle nie buig nie. Hulle eie foute wil hulle nie erken nie. Daarom genees Jesus daardie oggend in die sinagoge die man met die gebreklike hand op die Sabbat, en hulle gaan uit om sy dood te beplan. Op die Sabbatdag doen hy goed aan hierdie man met die gebreklike hand en hulle gaan weg om sy dood te beplan, om saam met die Herodiane planne te maak om hom dood te maak. Hulle dink hulle staan op vir God se saak, maar eintlik is hulle besig om van hulle self vyande van die kruis te maak, net omdat hulle nie oop is om die woord van God te hoor, die lig van God oor hulle lewens te laat skyn nie. Is dit nie baie tipies van die trots van die menslike hart nie? Van nature is jy so dat jy wil reg wees, selfs wanneer God praat. Jy wil liewer hoor dat die Here bevestig dat jy reg is met dit wat jy doen, as dat hy jou reg help. Jy wil liewer hoor dat jou eie verstaan reg is, dat jou eie lewe op koers is. Jy wil hoor dat wat jy doen aanvaarbaar is, dat die Here tog sal verstaan en dat hy sal saamstem met wat jy doen. Dat hy begrip het vir dit waarmee jy besig is en vir jou sienswyse. En as sy woord dan kom en iets heeltemal anders sê as wat jy glo, as jou sonde ontbloot word in die lig van sy woord, as die mes van die evangelie die lelike sweer van die sonde kom oopsny en al die kwaad uitbars, wat dan? Partykeer bly jy stil. Jy draai stil weg soos hierdie Fariseërs. Want een manier om die skerp lig van God se woord te ontduik, is om daarvan weg te draai en weg te vlug. Weg van hom, weg van sy woord, weg uit sy kerk, weg uit die gemeenskap van gelowiges, tot daar waar sy roepstem stil word. Partykeer sal jy met slim argumente redeneer, totdat jy tevrede is dat jy jou eie saak bewys het teenoor medegelowiges, wat uit die woord vir jou wil sê dat jy verkeerd is. Diep in jou hart weet jy dat jy verkeerd is, maar jy stel jou gehoorsaamheid aan God uit. Jy bied weerstand teen die Heilige Gees wat jou van jou sonde wil oortuig. Jy verhard jou hart. En dan wonder jy waarom God se vrede uit jou lewe wegbly. Maar Jesus is Here. Nie net oor die Sabbat nie, maar ook oor jou en oor my hele lewe. Wanneer sy woord, sy lig oor jou lewe laat val, kan jy een van twee dinge doen. Jy kan soos hierdie Fariseërs stil bly en weggaan, jy kan voortgaan met jou eie lewe, jy kan voortgaan met jou eie planne. Of jy kan erken waar jy verkeerd is. Jy kan jou weerstand teen God bely, jou opstandigheid teen God bely. Jy kan wegdraai van die pad van die sonde en jy kan kom buig voor hom wat jou roep. Die Fariseërs het van hulle self vyande van Jesus gemaak. Geen mens kan in vyandskap teen Christus volhard en die ewige oordeel van God ontkom nie. Maar die goeie nuus vir my en jou is dat hierdie Here wat na die kruis gegaan het, juis daarheen gegaan het om vyande van God, mense soos ek en jy, met God te versoen. Vlug daarom nie van hom af weg wanneer sy woord jou as sondaar ontmasker nie. Vlug na hom toe. Hierdie Here voor wie jy moet buig, is ook die verlosser by wie daar genesing is, by wie daar vergifnis is, by wie daar genade is en by wie jy die lewe sal vind. Amen. Kom ons bid nou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag in ons lewens. Baie dankie dat U ons gebring het aan die begin van 'n nuwe week, dat U ons ook gebring het tot aan die einde van hierdie dag.
Here, dankie dat ons u woord kan hoor, u woord wat u lig oor ons lewe laat val. As die lig van u woord oor ons lewe val, Here, wil ons ook baie keer wegvlug, omdat ons in u lig ons eie sonde raak sien, omdat ons onsself leer ken vir wie en vir wat ons is. Maar Here, ons wil nie wegvlug nie, ons wil na u toe kom, want by u is daar genesing, en by u is daar lewe, en by u is daar vrede. Daarom kom ons vanaand om ook ons eie sonde voor u te bely, ons opstandigheid, Here, om ook te bely dat ons baie keer eie aan ons eie aard en natuur nie wil hoor dat ons verkeerd is nie, maar dat ons tog moet erken, Here, u woord is die waarheid, u woord is die lewe. Hoor ons wanneer ons vanaand in afhanklikheid ons lewens in u hande lê, hoor ons wanneer ons bid en roep dat u oor ons sal ontferm, hoor ons wanneer ons saam so bid vir elke mens in nood, vir elke mens wat smag na u teenwoordigheid, na u uitkoms in hulle lewe, vir elke mens wat smag na u krag en na u genade, na u voorsiening. O Here, maak u hand oop en versadig ons met u goedheid en met u welbehae. Beskerm ons dan in hierdie nag en wek ons in die nuwe dag op met die wil om met ons hele lewe u naam te verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. God se woord keer nooit leeg na hom terug nie. Hy gebruik dit om mense se harte en lewens te verander. Stuur daarom hierdie opname aan iemand wat vandag nodig het om die woord van die Here te hoor. Vir nog Bybelvoorlesings en skrifgebonde woordverkondiging, volg gerus Gelowig op Pad op Facebook of YouTube of sluit aan by die WhatsApp-kanaal waarvoor die skakel hieronder gegee word. Tot 'n volgende keer, vrede vir jou.